Jesus het nie aarde toe gekom om gebore te word en as 'n jong kind op te groei, om eendag 'n verlosser te word nie. Jesus Christus het vanuit die hemel uitgekom as die verlosser. Klaar verlosser, voordat hy nog gebore is. Het gekom om God die Vader se wil te kom doen. Ek gaan vandag praat oor ons verhouding met die Vader en Jesus en die Heilige Gees. En laat ons kyk, wat is dit regtig wat Jesus gesê het in Matteus 6, toe hy vir ons geleer het om te bid. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, maar net so ook hier op die aarde. Wat het Jesus vir ons kom sê? Hierdie week, voordat ek die teks lees, hierdie week is ek en Marieta by 'n winkelsentrum gewees en ons staan in 'n lang tou om te betaal. Daar's 'n man agter my en hy gee 1 of 2 knope. Al buite is 'n groep van die werkers wat 'n Kerslied sing, dat daai hele sentrum dit weergalm. Hierdie man, ek was in die weermag. Ek het daar lank genoeg in toue gestaan. En sy volgende woorde was, ek glo nie aan Jesus nie, maar as Jesus regtig bestaan het, sou hy gesê het, hierdie is 'n klomp nonsens wat hier aangaan. En ek het net vir hom gesê, weet jy, Jesus is 'n werklikheid. Jy kan maar glo wat jy wil, ek glo, daar is nie 'n Jesus nie. En ek wou begin praat en die Heilige Gees het vir my gesê, sê net vir hom die volgende. En ek sê vir hom, weet jy, Jesus bestaan regtig. Ek het hom ontmoet en ek het 'n verhouding met hom. En hy het nog 'n paar knope gegee. Die vraag wat ek vir jou wil vra vanmôre, kan jy met oorgawe en met liefde in jou hart teenoor die wêreld sê, ek ken Jesus want ek het hom ontmoet? Daar is een wat daarom ja sê. Ek gaan so 3 teksgedeeltes net met julle lees en dan kan ons aangaan. Matteus 6 vers 10, waar die koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel en net so ook op die aarde. En Jesus loop saam met sy disippels en uiteindelik bid hy in Johannes 17, daarvan vers 15 af. En hy praat met die Vader oor die disippels, maar hy praat ook oor ons, want 'n paar verse daarna sê hy, Vader, ek vra dit nie net vir hulle wat nou hier by my is nie, maar vir elke persoon wat deur die woord na my toe gaan kom. Met ander woorde, Jesus bid dit vir my en jou. Ek vra nie dat u hulle uit die wêreld verwyder nie, maar dat u hulle van die kwaad moet bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek ook nie aan die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Ons weet Johannes het vir ons gesê, in die begin was die woord. Jesus was die woord. Jesus was lankal by God gewees en hy het gekom na ons toe. En dan wil ek Efesiërs 1 vers 9 en 10. En hierdie is 'n baie belangrike vers vir dit wat ons gaan praat oor vandag. Hy het krag in sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil, dis nou die Vader. Hy het krag in sy besluit en voorneme die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoer gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Nou, ek het al op 'n stadium met julle gedeel toe ons in Zambia bedien het, een aand by 'n vlugtelingkamp by die Heilige Gees my gesê, is jy bereid om hemel en aarde bymekaar te bring vir hierdie mense? En ek het daai aand gaan, wow, die Here gaan 'n ding doen.
Die Heilige Gees so my begin praat oor hierdie, want dit is so belangrik vir my en jou se loop saam met die Here. Dit gaan oor die verhouding wat ons met God die Vader het. Nou, ek het net al gesê, ken jy iemand? Hoe ken jy iemand? Is om tyd te spandeer met daai persoon, om saam met daai persoon 'n pad te kan loop. Nou julle weet, ek het al vir julle gesê, toe ek vir Marieta ontmoet het, nê. Ek het 3 gedruk in rugbywedstryde. Dit het haar nie beïndruk nie. Toe moes ek nou iets anderster kry wat ek wou gedoen het om net vir haar te wys, hoorie, ek is daarom alright, jy kan nou maar besluit om met my uit te gaan. En op daai tyd het ou Guy Korsten 'n liedjie gesing. Ek kyk graag so diep in jou oë. En ek het dit vir Marieta begin sing. Toe maar, ek gaan dit nie hier sing vanoggend nie. Maar die woord is, ek kyk graag so diep in jou oë. Ek soen jou so graag op jou mond. As jy by my bly, dan weet ek, dis jy. Jy is hemel op aarde vir my. Dat ons twee mekaar ontmoet het, kan geen toeval wees nie. Hierdie is woorde wat ek vir haar gesing het, en uiteindelik is ons toegetroud. Maar dis net sowel 'n prentjie oor my verhouding met God. Jou verhouding met God. Want as ek 'n pad begin loop, man, dit was baie lekker geweest as sy hier naby my staan en ek kan in haar oë kyk en nie haar op haar hand soen of haar op haar wang soen nie, om haar lekker op haar mond te soen. Want ek het geweet, daar's iets. En ons is uiteindelik getroud en ek sing nog steeds daai liedjie vir haar. Ons het nou in die week ons het die liedjie sommer ewe skielik op die TV gekom. Ons het lekker daarna geluister en geweet. God die Vader het vir Jesus gestuur om die verhouding tussen ons en hom te kom herstel. Dis hoekom Jesus gekom het, om te kom herstel. Sodat ek en jy, wanneer ons hierdie pad begin stap saam met hom, dat ons hom in die oë kan kyk. Ek wil gou vir jou vra, miskien is jy skuldig, miskien is jy onskuldig. Kyk bietjie as mense mekaar groet. Hoe min mense kyk in die ander persoon se oë as hulle groet. Hallo, hoe gaan dit met jou? Nee, kyk in die oë. Karina, hoe gaan dit vanoggend met jou? Kyk in die persoon se oë, want dis wat God wil hê, ek en jy moet hom in die oë kyk. Ons moet hom in die oë kyk, en dan daai by mekaar bly. En dis nie 'n toeval, dat jy gekies is, deur God, om 'n pad met hom te stap nie. Hy het jou uitgesoek. Hy het gesien, die potensiaal wat hy in jou gesit het, waarna toe gaan daai potensiaal? Hy weet wat hy in jou gesit het. Hy weet wat hy wil hê uit sy verhouding uit met jou. Hierdie teksgedeeltes. Hierdie is nie net 'n gebed wat Jesus sy disippels geleer het nie. Hy het daar toe hy vir hulle gesê het, toe hy geleer het, laat die koninkryk kom, laat God se wil geskied in die hemel soos op die aarde. Het Jesus klaar gepraat oor wat hy gaan kom doen. Want Jesus is die een wat die hemel en die aarde bymekaar bring vir ons. Maar Jesus het ook 'n ding gesê vir sy disippels, wat hy ook vir ons sê, julle sal groter dinge doen as ek. Nie net gepraat van die wonderwerke van die genesings nie. Ja, dit ook. Maar hy het gepraat van dit wat hy kom doen het, om God se wil te kan leer ken en dit uit te leef, sodat die wêreld rondom jou kan verander. Wees julle lief vir mekaar. Hy het vir die disippels gesê, wees julle lief vir mekaar. Hy het nie daar's 'n ander deel wat hy gepraat van die wêreld, maar hy sê spesifiek vir hulle, julle, sy familiekerk, wees lief vir mekaar, sodat die wêreld kan sien, julle is deel van my.
sodat die wêreld kan sien, julle is deel van my. En dit is wat die Here wil hê, dis wat God wil hê, ek en jy moet uitleef, dat die wêreld kan sien, hierdie persoon, hierdie man, hierdie vrou, het iets anderster in hulle. Dat hulle kan sien, dat Jesus in jou is. God se teenwoordigheid, as ons praat van die hemel, ons begin met die hemel, kom ons terug aarde toe. Wat is die hemel? Ja, vir baie van ons is dit net 'n plek waarna ons uitsien om eendag te kan gaan wees. Maar die hemel is God se teenwoordigheid. Dis God se teenwoordigheid. As jy leef as 'n volgeling van Christus, sien die wêreld die teenwoordigheid van God in jou. Sien hulle dit raak? Sien hulle dit raak? Nou ek gaan baie keer word die fokuspunt aan die einde van 'n preek gegee. Ek wil dit baie belangrike ding met jou nou deel. En ek doen dit met die grootste respek. Maar dis 'n waarheid wat ek en jy moet leer om te kan uitkom by 'n plek waar ons hemel en aarde bymekaar bring vir mense. God die engele geskep het. Was Satan iemand wat God verheerlik het. Hy het vir God aanbid. En toe begin hy homself hoër stel as God. Hy wou God wees. Hy wou bo God wees. En wat het God gedoen? Julle moet baie mooi luister vanmôre. Want ons lees oor die tekste. Hy is uitgegooi uit die hemel uit. Ja, hy is uitgegooi uit die hemel uit. Maar besef jy dat God het toe Satan daar gesondig het hy nie die sonde uitgegooi uit die hemel uit en vir Satan nog gehou nie. Ons sê baie keer vir mekaar, as ons sien iemand doen sonde, ons moet die sonde raak sien, maar ons moet na Jesus, deur Jesus se oog kyk na die persoon. Hoe kyk Jesus na 'n persoon wat sonde doen? Hy kyk na daai persoon, dat daai persoon die potensiaal het om tot bekering te kom. Dis hoe ek en jy moet kyk na sonde en na mense wat aanhoudend net wegbly van die Here af. Want God het nie net die sonde uit die hemel uitgegooi nie. Hy het vir Satan uit die hemel uitgegooi. En wat gebeur in die tuin van Eden? Adam en Eva is in die teenwoordigheid van God. Hulle is in die hemel. Waar in die tuin, maar hulle is in die teenwoordigheid van God. En hulle sondig. Wat doen God? Hy het nie net die sonde uit die tuin uitgegooi nie. Hy het vir Adam en Eva saam met die sonde uit die tuin uitgegooi. En wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, die teenwoordigheid van God is heilig. En God speel nie met sy heiligheid nie. En ek en jy het nie die reg om met God se heiligheid te speel nie. Dis dalk harde woorde wat jy hoor vanmôre, maar dit is die waarheid van die evangelie. En God het vir Jesus gestuur as verlosser om ons los te maak. Om hier op aarde, buite die tuin, buite die hemel, te kan skoonkom. Jesus het gekom as verlosser om ons skoon te maak, sodat ons weer kan teruggaan in die hemel in. Sodat ons weer skoon voor God die Vader kan staan. Hier is 'n belangrike les wat uit hierdie skrifgedeeltes uitkom. Jy sien ons in die kerk, wat maak ons? Ons preek hier preke en ons praat met mense, ons verkondig die evangelie, want ons wil hê die mense moet in die hemel inkom. Nee, ons wil hê hulle moet in die teenwoordigheid van God inkom. Die hemel is eendag. Die hemel is daar. God se wil is in die hemel vasgemaak.
Sy wil vir ons is om skoon te kom, die evangelie te verkondig, daar te wees vir mekaar. Op te hou met kwaad praat, op te hou met kwaad doen. Nie te vat van ander wat niks iemand het iets by die Here gekry, maar ek wil dit hê, ek sal dit vat. Jesus het gekom om ons skoon te maak, ons te verlos. Jesus het God se teenwoordigheid teruggebring na ons toe, ons 'n kans gegee dat ons weer daarin kan wees. Die hemel, God se teenwoordigheid, is 'n plek waar sy wil onmiddellik gedoen word, wat sy wil gedoen word sonder compromise. Want as hy opdrag gee aan die engele, doen hulle dit. Hy het 'n opdrag gegee vir Jesus, gaan aarde toe, gaan sorteer die goed daar uit. Hier onmiddellik. Daar's 'n onmiddellikheid, daar's 'n dringendheid by God, dat die dinge reggemaak moet word. Jy sien in die hemel, in God se teenwoordigheid, is daar nie teestand teen sy wil nie. As jy nou al 'n bietjie agtergekom het, wat is God se wil vir jou lewe? Jy sê, Here, maar ek wou eintlik dit 'n bietjie so gehad het, of ek wil dit eintlik 'n bietjie so gehad het. Jesus, voordat hy gekruisig word, gaan hy daar in die tuin van Getsemane. Nee, hy's gebroken voor God. Vader, laat U wil geskied. Ek wil nie deurgaan nie. As dit U wil is, vat dit net van my af weg. Maar laat U wil geskied. Jy sien, wat God se wil was so groot geweest, dat die totale mensdom van die aarde geraak is daardeur. Elke stukkie deel van God se wil in die hemel raak die mensdom hier op aarde. Sy wil is die skepping wat hy gedoen het, om die mens te skep om in sy teenwoordigheid te wees. En hy hou aan dat ons daai kanse kry. Hy hou aan daai kanse gee om terug te kom na hom toe. So as die Here vir jou vra, is jy bereid om hemel en aarde by mekaar te bring vir hulle rondom jou? Want weet jy, dit kom van daai gebed af wat Jesus geleer het. Laat U wil geskied in die hemel soos ook op die aarde. Want God se wil het klaar gemanifesteer in die hemel. En hy wil vir jou en my gebruik om dit te implementeer hier op aarde. Ek en jy is nie Jesus nie, maar ons is geskep na God se beeld. En die Heilige Gees kom en hy kom transformeer ons om terug te gaan na die beeld van Christus. Wat is God se wil vir ons as gemeente? Vir ons as kerk? Want hierdie boodskap is nie net vir ons gemeente vanoggend nie. Hierdie is 'n boodskap vir die kerk wat Jesus Christus kom plant het. Kom terug in my teenwoordigheid. Kom terug in my teenwoordigheid. Ek het vanmôre met Marieta sommer net so 'n bietjie geskerts en gesê, "Joe, ons moet ook nog maar vanmôre kerk toe gaan." Jy weet, ek moet gaan preek, maar ons moet nou kerk toe gaan. Is die laaste kans wat ons hierdie jaar het om vanoggend in die kerk te sit. Ons weet nie wat se kanse daar is om nog die evangelie aan te hoor nie. Ons weet nie wat God se plan vir ons vorentoe nie is nie, behalwe dat hy gesê het, vat dit wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het en kom skoon voor hom. Laat toe dat die Heilige Gees jou skoon maak vir die werk wat die Vader wil hê jy moet doen. Vir die werk wat Jesus kom oopbreek het vir jou om te doen. Ek weet ons kan nie almal van 'n preekstoel af staan en preek nie. Maar as elkeen se preekstoel is daar buite. Daar waar jy in 'n tou staan wat iemand sê, daar is nie 'n Jesus nie.
Jou praat gaan daai persoon nie noodwendig daar op die plek laat draai nie. Maar jou getuienis oor Jesus Christus gaan die Heilige Gees gebruik om daai persoon nader te trek na Jesus toe. Die engele is gehoorsaam aan God. Jesus, deur die Heilige Gees, maak dit vir ons moontlik dat ek en jy in gehoorsaamheid kan loop. Dat hy met jou kom praat, dat jy, as jy ingestel is om die stem van die Here te hoor, gaan daar sommer net goed gebeur. Ek wil met jou deel, gisterand se storm daar, ek weet nie wat julle ook die storm gehad het, wat ons gehad het nie. Die storm was nie daar nie, ek en Marita het gesit in TV kyk. En ek het net geweet, ek het afgesit en van gesê, kom ons bid. Ons was nog besig om te bid vir die beskerming van ons lewens en van ons huis en die mense rondom ons, toe slaan daai storm ons. Jy sien, op die regte tyd wat God vir Jesus gestuur het, daai selfde regte tyd gaan die Heilige Gees inspraak maak in jou lewe oor iets wat jy moet doen. Wees gehoorsaam. Hierdie gehoorsaamheid, weet jy wat gaan gebeur as jy totaal gehoorsaam is aan God? Die aarde gaan begin lyk soos die hemel. As jy om jou kyk na hoeveel mense hier sit vanmôre, as elkeen van ons net dit wat die Here hierdie week vir ons oopbreek, vat en gaan doen wat ons moet doen, dan gaan daar 'n reaksie wees in die wêreld. Net soos hierdie man daar gestaan het en almekaar gesê het, ek glo nie aan Jesus nie, maar as hy hier was, ek sê vir julle, daai man het 'n worsteling in sy hart. Hy het 'n geweldige worsteling in sy hart, want daar het iets in sy lewe gebeur, die Heilige Gees nie vir my gewys wat nie, maar hy het iets in sy lewe het hom gemaak, die uitspraak maak wat hy maak. Want daai man is soekend. Hy is soekend. En daar is duisende der duisende mense in hierdie wêreld wat soekend is. En die Here wil jou gebruik in hulle lewens. As ons kyk na voorbeelde van mense wat God in die Bybel gebruik het om ander te help. Het die baba Jesus gebore laat word. Klaar begin help. Daar's jong mense, voorbeelde van jong mense, daar's voorbeelde van middeljarige mense, daar's voorbeelde van ou mense. Want God gebruik jou sonder om te kyk na jou ouderdom. Oom Jan en Tannie Nelly, julle is so groot voorbeeld vir ons in die gemeente. Ek het al lankal afgetree het. Maar sien, daar's 'n Tannie Nelly, gaan nie aftree nie. Ek en jy gaan nie aftree nie. Want dit waarmee ons besig is hier gaan aangaan die dag as ons in die teenwoordigheid, permanent in die teenwoordigheid van God gaan wees. Ons gaan aanhou om hom te dien. Ons gaan aanhou om diensknegte van die Allerhoogste God te wees. Vir Jesus gaan dit daaroor, so kom hy sê in sy daai gebed vir ons dit sê, by hom gaan dit daaroor dat die God se wil in jou moet manifesteer vir dit wat met gebeur rondom jou. Vir dit waarvoor hy jou wil gebruik. Vir dit waarvoor hy jou gestuur het. God se doel was nog nooit gewees dat die hemel en die aarde geskei moet wees. Dis hoekom hy met Adam en Eva gaan stap het. Dis hoekom hy fisies, en dis nie 'n geestelike ding nie, hy was fisies in hulle teenwoordigheid. Hulle was fisies in sy teenwoordigheid gewees in die tuin van Eden. Dit was God se bedoeling reg van die begin af, dat ek en jy saam met hom kon stap.
dat ek en jy permanent in sy teenwoordigheid kan wees. Jesus het gekom om te herstel. Die Heilige Gees is besig om ons voor te berei vir die dag dat Jesus weer terugkom. Want dan gaan 'n oordeel plaasvind. Maar ons gaan dan, wat hy vir ons in sy woord gesê het, as julle tot bekering kom, en julle laat julle doop, sal julle die Heilige Gees ontvang. En jy ontvang die Heilige Gees om jou voor te berei, om jou te herinner aan dit wat Christus kom doen het, om jou te herinner aan die verhouding wat ons met God gehad het, net nadat hy ons geskep het, daar in die tuin van Eden. Jy sien, die kruisdood van Jesus, het kom herstel. Jesus het herstel kom bring. Maar hierdie herstel, en daar's baie kerke, baie geestelike leiers, wat sê, man, Jesus het klaar vir jou sondes gesterf aan die kruis. Jy hoef niks te doen nie. Nee, jy moet by 'n punt kom, waar jy op jou knieë gaan. Ons het 2 Sondae terug gepraat oor herlewing. Jy moet op 'n punt kom waar jy op jou knieë voor die Here gaan en jou hart uithuil oor die sonde wat jy gedoen het. Jou hart uithuil omdat jy uitgestap het uit die hemelse teenwoordigheid van God. Dis tyd wat God vir ons gee nou. Dis 'n tyd nou. Hy sê op die gegewe tyd. Daai gegewe tyd vir my en jou is nou. Ons lewe nou in 'n tydperk waar die hele wêreld besig is om uitmekaar uit te val. Ons sê, kyk daar. Wat ons moet doen is, Here, ons sien hoe u woord besig is om voor ons oë waar te word. En omdat jy kan sien hoe God se wil waar word, hoe God se woord waar word, hoekom wag jy dan nog? Hoekom huiwer jy om in te stap in daai plek wat hy vir jou voorberei het? Daniël was nie meer 'n jong man toe hy daar in die leeukuil was nie. Hy is al ouerige oomie gewees. Daniël het tussen die wêreldlinge het hy sy God aanbid. En hy het nie gecompromise nie. En dit het gemaak dat hy tussen die leeu's beland. Maar God beskerm hom. Jesus bid, Vader, vra nie dat jy hulle uit die wêreld uitvat nie, maar dat jy hulle sal beskerm teen Satan. Dit is God se wil vir jou, dat jy in sy beskerming moet leef, hierdie pad wat jy stap as 'n volgeling van Christus. Die hemel, die teenwoordigheid van God is 'n realiteit. Dis nie 'n storieetjie wat in 'n boek opgeskryf is nie. Wanneer God se wil geskied in verhoudings, in liefde, in gehoorsaamheid, dan raak die onsigbare word sigbaar. As jy dit uitleef, hierdie liefde van God uitleef teenoor almal in elke situasie, dan is jy besig om God se wil uit te leef. En Jesus, die plek geword waar ek en jy hemel en aarde kan bymekaar bring. Dat ons kan weet dat ons werklik in die teenwoordigheid van God is. Johannes 1 vers 51. Julle sal die hemel oop sien en die engele van God sien opklim en neerdal op die seun van die mens. Jesus het die nuwe Jakob se leer geword. En as jy gaan kyk wat daar gebeur het, hierdie engele het afgekom, van die hemel af aarde toe gekom. God wil hê
Sy wil moet afkom aarde toe. Ek beklemtoon dit meer as een keer vanmôre en gaan aanhou om dit te beklemtoon soos wat ons die evangelie met mekaar deel. God se wil is geopenbaar deur Jesus wat gehoorsaam was. Ons het hierdie week sy geboorte gevier. Ek is so bly daar's vanoggend weer 'n paar Kersliedjies gesing. Ek het laasweek vir julle gesê, elke dag van ons lewe moet Kersfees wees. Ons kan daai liedjies maar aanhou sing. Die kerk is geroep om hierdie rol te vertolk, om die hemelse ambassade te wees vir die wêreld. En ek en jy is geroep as ambassadeurs van Jesus Christus. So die kerk het die verantwoordelikheid, en ek en jy is die kerk. Ons het daai verantwoordelikheid om ambassadeurs vir Jesus Christus te wees. Want wanneer jy werklik sy ambassadeur is, dan kom hemel en aarde by mekaar. Dis so belangrik dat ons vanmôre hierdie hele konsep verstaan. Laat U wil geskied. Laat U wil geskied begin by my en jou. Dit begin by my en jou. Want God wil jou gebruik. God se wil op aarde gebeur wanneer ons vergifnis bo wraak kies, wanneer ons die waarheid oor leuns kies, wanneer ons besluit om gehoorsaam te wees aan die Here. Want Jesus het besluit om gehoorsaam te wees aan God, en daar het vergifnis gekom. Daar het vryspraak gekom. En dis wat God vanmôre in hierdie gemeente wil kom doen. Dit wat Jesus na ons toe gebring het, om vanmôre vergifnis in harte in te bring, om vanmôre vryspraak te bring in harte, om vanmôre vir jou by 'n plek te bring, waar jy dit kan uitjubel, dat jy kan sien, daar is goed, daar is situasies in jou lewe wat nie lekker is nie. Wat ten spyte van al hierdie goed, dat jy kan weet dat God se wil vir jou is, om daar te wees vir ander. Om vir hom te lewe. Om oop te breek wat hy wil oopbreek. Maar om te bid, dat U wil geskied. Kom staan ek voor die Here. Sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Bid dit. As jy alleen is vandag, of soos die Heilige Gees jou lei, laat U wil geskied. Soos wat U dit voorberei het in die hemel, so ook hier. Here, hier is ek. Gebruik my om U wil te laat manifesteer rondom my. En laat toe dat God die hemel deur jou aan die wêreld tentoonstel. Dis sy wil vir jou. Dis sy wil vir jou dat jy op 'n plek gaan kom waar jy saam met hom in die paradys sal wees, dat jy saam met hom in die hemel sal wees. Sluit af. Openbaring praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Praat van die nuwe Jerusalem. Ons viering van Kersfees hierdie week moet wees met ons oog op dit wat gaan kom. Dit wat gaan kom. En gaan kyk 'n bietjie na die afmetings van die nuwe Jerusalem. Dis nie 'n klein dorpie Jerusalem wat in Jesus se tyd bestaan het nie. As jy gaan kyk na die mate, dis omtrent die een sy, al die sye is omtrent dieselfde. 2000 kilometer. Weet jy hoe ver is 2000 kilometer?
Dis van Kaapstad af reg deur Suid-Afrika, deur Zimbabwe. So lank is een sy. Dis iets om na uit te sien. Nie net die fisiese Jerusalem nie, maar Jerusalem, Jesus wat terugkom. Jerusalem, God met ons. Jerusalem, God wat vir ons 'n belofte gee, hy gaan by ons kom bly. En ek wil dit by jou los vanmôre. Dat jy jou hart sal oopmaak vir wat die Heilige Gees in jou wil insit, hoe hy jou wil gebruik. Want hier, as ek na julle kyk, dan sien ek nie net die liefde onder mekaar nie. Ek sien 'n skare wat Jesus wil gebruik om 'n impak te maak in hierdie omgewing, in Pretoria, in Suid-Afrika. Want jy het die potensiaal in jou om iemand se lewe te verander, dat daai persoon nie hel toe gaan nie. Dis waarvoor jy hier is. God se wil, dat niemand verlore sal gaan nie. Vat dit. Maak dit 'n leefwyse. Sê Here, hier is ek. Hier is ek. Gebruik my soos U my wil gebruik. En help my Heilige Gees om dit wat ek doen, te doen, dat my Here daardeur verheerlik sal word. Dat daar 'n getuienis sal uitgaan uit dit uit, van wie God werklik is. 'n God, ons Vader, God ons Verlosser Jesus en God ons Heilige Gees, wat vir ons wil terugbring in sy teenwoordigheid. Amen.